is Ronel Besuidenhout. Ek het 'n digitale internetbediening en soms vra mense, wat maak my skryfwerk uniek aan myself? Of anders gevra, is dit seker bloot wat kan hulle verwag? Vir my is daar 3 punte waarin ek myself getrou wil hou. Ek bly weg van maklike antwoorde. Die snykant van die lewe het myself altyd diep getref om te weet maklike antwoorde help ons nie. En dan in die tweede plek is ek 'n opgeleide teoloog. En ek wy my lewe daaraan om verantwoordelik met die Bybel te probeer omgaan. Gelyktydig weet ek ook dat selfs teoloë deur die Heilige Gees verras moet word. Daar is altyd iets nuuts om te leer. En dan is dit vir my belangrik om vir mense te skryf wat dieper oor die lewe wil nadink as net die oppervlakkige. My gehoor is selfs mense wat al bietjie deur die meule van die lewe gegaan het. Ek skryf dus nie oor die metaforiese vitamines vir die siel nie. Daar's genoeg daarvan. Maar dalk skryf ek bloot vir myself oor dit wat ek self meer wil weet of wat ek meer moet leer. Hallo, ek is Ronel Besuidenhout en ek sit op die pragtige plaas Ronde Kuil hier in die Wes-Kaap. Die 12de April 2020 was die heel eerste dagstuk wat ek geskryf het. Destyds het 12 April op 'n opstandingssondag geval. Dit was direk nadat ons eerste inperking aangekondig was. Dit was die chaotiese tyd van COVID. Al wat ek probeer doen het, was om mense moed in te praat met ontknoop die drade. Min het ek geweet dat 1328 dagstukke later, op 1 Desember, ek nog steeds daarmee sou voortgaan. Van die 1328 dagstukke is daar nog nooit 1 dagstuk hergebruik nie, of soos wat ons sê, gekopie en gepaste nie. Waarom nie, sou mense sê, jy het dan al so baie geskryf? Omdat ek nie meer dieselfde mens is as die opstandingssondag van 12 April 2020 nie. Ek groei ook. My skryfstyl ontwikkel. Maar ek het nie destyds besef 'n splinternuwe bediening vir my as 'n teoloog begin, waar ek daagliks mense met die skrif aanmoedig nie. Ek is dankbaar daaroor. Daar is min of meer 40.000 mense wat my webblaaie besoek. Ek het nie idee na hoeveel mense toe dit versprei word nie, want ek weet nie hoeveel mense stuur dit aan hulle vriende aan nie. Ek weet dat dit na al die kontinente toe aangestuur word. Ek is die afgelope maand besig met die tema van gees vervul. Dis juis die gees wat dit vir ons as geloofsgemeenskap moontlik maak om die liggaam van Christus in die wêreld te wees. Dit voel vir my asof ek nog net geraak het aan hierdie tema. Ek spandeer daagliks ure met navorsing, net om te lees oor wat ander mense skryf, en veral ook die ou teoloë in die vroegste eeue, maar ook in gebed. Dit is my gebed, dat hierdie gawe wat ek het, van wysheid en onderrig, weer met jou gedeel kan word, sodat dit jou en jou gawes kan versterk, en jy dit weer in jou wêreld kan uitleef. Mense vra vir my, waarom doen ek dit? Want dit is my roeping. Ek kan nie anders nie. Ek is dankbaar dat ek my lewe so kan onderhou. Wanneer 'n mens met so 'n sertifikaat in jou hand sit, dan kan jy mos nie anders as om met dankbaarheid na die lewe te kyk nie. 'n Klompie jare gelede sou ek nooit gedink het dat daar iets anders moontlik is as net 'n predikant wees, as jy teologie studeer nie. En vandag het ek geleer dat daar baie moontlikhede is om die koninkryk uit te brei. En wat Cordus Trust doen, is om 'n mens te bemagtig, om te sê dat dit waaroor jy droom, om 'n internetbediening tot stand te bring, dis juist dit wat hulle doen, om jou te bemagtig, om dit reg te kry. So ek wil vir Cordus Trust, en in die besonder vir Fanie Maree, baie dankie sê. Dankie vir die pad wat julle met mense loop, om vir hulle moontlikhede oop te sluit, en om hulle te laat aanhou droom. Ek waardeer dit. Dit is iets wat vir my as 'n verrassing kom, maar dan as 'n dankbare verrassing. Mag daar
Mense wees wat met die werk wat ons doen en wat Cordus Trust in die besonder doen, geseën word. Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. En vandag is ek soos 'n trotse ma met 'n klein babietjie, dalk eerder 'n ouma met 'n klein kind. Maar hierdie boek maak my opgewonde. Dit is die nuwe boek Alpsalmend. Een van die gewildste reekse wat ek reeds aangebied het ek nou gekombineer en nou het jy 65 dagstukke. Martin Luther het van die psalms gesê dat dit die klein Bybeltjie is. Hoor net hoe mooi het hy dit verwoord. Die psalms is soos 'n deuropening wat jou na 'n lieflike tuin wil lei, selfs nou reeds 'n blik op die hemel bied. Elke moontlike emosie word verwoord in die psalms. Dis nie net lof en jubeling nie, dis ook klaagliedere, dis ook troostliedere, dis ook woedeliedere, ontsteltenis. Dis ook daardie emosies wat jy nie meer weet wat om te maak nie. Ook dit neem jy na die Here toe in die psalms. En daarom kon Jesus aan die kruis uit die psalms uit aanhaal. My Here, waarom het U my verlaat? Die psalms is geloofsbelydenisse. Hierdie boek is vir enige persoon wat lief is vir die psalms. Jy kan dit oor en oor lees. Soms vra mense, waarom herhaal ek nie maar net die dagstukke? Mense kan tog nie onthou wat jy 3 of 4 jaar gelede geskryf het nie. Ek is bloot nie die mens wat ek 3 of 4 jaar was nie. Ek hoop jy is dit ook nie. Ek hoop dat jy geloofsgroei ervaar, soos wat ek ervaar met hierdie daaglikse diep delf in die teks. Geloof, hoop en liefde was vir my besonders. Ek lees baie en daarom leer ek ook baie. Mag my aanbiedinge aan jou weer verrykend in jou lewe wees. Dit is my roeping om hierdie werk te doen. Behalwe dat ek die gawe van skryf gekry het en dat ek opgelei is as 'n teoloog, is dit werklik vir my 'n voorreg. Ek is volledig afhanklik hiervan en daarom kan ek nooit anders as om met baie nederigheid vir mense te vra as hulle dit kan bekostig of hulle kan sou sien om donateurs te wees. Dis totaal vrywillig. Dit wat jy bydra is jou eie keuse. Die bedrag wat jy bydra, hoe gereeld jy bydra, dis alles jou eie keuse. My enigste vraag gewoonlik is, as dit vir jou betekenisvol is, oorweeg dit asseblief. Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. Hier waar ek sit, hang die wolke laag oor die Outeniqua-berge. 'n Koue front het die Suid-Kaap getref en die winter volwaar aangekondig. Vir my is Julie maand simbolies van kaggelvuur kuiers, glasie rooiwyn saam met vriende, lekker opkrul kuier. En ek gun jou ook 'n warm huis, maar meer nog 'n warm hart. Dis 'n splinternuwe maand en daarom ook 'n splinternuwe reeks wat ek aankondig. Ek bly verstom dat die inspirasie van die Gees eenvoudig onblusbaar is, want so kom 'n volgende tema bloot by my op. #GHL. Ek lag, jy mag dalk nou dink dat ek die klits kwyt is. Maar soos moderne mense met #LOL vir laugh out loud gewoond is om te gebruik, so behoort Christene GHL ook gebruik. Vir ons staan dit as geloof, hoop en liefde. En dis dan hierdie maand ons tema, #GHL, geloof, hoop en liefde. Ek gaan diep delf in die skrif en diep delf in wat teoloë eeue voor ons reeds oor hierdie onderwerp geskryf het. Dit is die geheim van die Christelike geloof. G vir geloof, H vir hoop
en L vir liefde. Op hierdie heilige trio baseer ons lewe. Dis die waardes waarvolgens ons leef. Dit bestaan uit daaglikse dagstukke, daar is bypassende musiek, daar is 'n lieflike kunswerk wat hierdie maand deur een kunstenaar uitgebeeld gaan word. Jy kan hierdie dagstukke soggens ontvang of saans, as jy nog nie daarvoor geregistreer is nie, dan moet jy dit op my webblad doen, die inligting sal op die skerm verskyn. Ek wil jou uitnooi om met die veerkragtigheid van Job en die geduld waarmee Job na die lewe kyk, ten spyte van die geweldige lyding wat hy ervaar, die geduld waarmee God met Job in gesprek tree. Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. Ons ontmoet daagliks mense. Sommige ontmoetings verdwyn soos 'n wolkie mistigheid in die warm son. Ander graveer weer diep kepe in ons lewensverhaal in. Was nie anders met Jesus nie. Hoeveel ontmoetings sou Jesus met mense in sy leeftyd gehad het? Ja, daar was mense van verskillende nasionaliteite, mans en vroue. Met sommige mense het Jesus intieme vriendskapsbande gesmee. Daar was rykes en geleerdes, armes en verstotenes. Vir sommige mense het Jesus baie skerp woorde gehad. By ander het hy tuis gegaan en gekuier. Daar is selfs twee vir wie Jesus 'n groot bewondering uitgespreek het. Party het hom nie dadelik herken nie. Daar was hulle wat hom dood wou hê en hulle wat hom inderdaad doodgemaak het. Ek nooi jou om in Februarie daagliks na 'n ander mens te kyk wat Jesus op sy lewenspad ontmoet het. Op ons besoekerslys is onder andere familielede en vriende. Daar's die Marias en die Johannese, natuurlik vir Petrus en Judas. Daar's ook vir Nathaniel en Nikodemus, Saggeus en Kajafas, ook Lazarus en sy twee sissies. Ontvang elke oggend of aand 'n meditasie as 'n boodskap met bypassende musiek op WhatsApp op jou foon. Lees elke dag die volle meditasie op Facebook, Instagram of op ons webwerf. Hallo, ek is Ronel Besuidenhout. Dit is 'n voorreg om jou te kan uitnooi na 'n splinternuwe reeks wat op Maandag 1 April begin. Dit neem soms kopkrap om 'n woord te kies wat 'n maand se tema volledig vasvat. Ander kere kom die woord so stelselmatig na jou toe. Maar dit is 'n uiters verrassing as jy middernag wakker word en die woord is skielik net in jou gedagtes. Dagbreek. En toe weet ek maar dis waaroor Paase gaan. Paase is ons dagbreek. Die son het opgekom, die donkerte kan nie die lig verdryf nie. Ek wil jou uitnooi, dalk is jy lus om dagbreek saam met my deur te gaan. Dalk het jy dagbreek in jou lewe nodig. Hoe werk dit? Jy ontvang daagliks 'n dagstuk. Jy kan self kies of jy dit 9 uur saans of 6:30 soggens wil hê. Op die skerm verskyn my selfoonnommer. Jy stuur vir my 'n WhatsApp, jou naam en jy dui net vir my aan watter tyd jy dit wil ontvang. Andersins kan jy ook my webwerf besoek. Dit is ook beskikbaar op die skerm hier langsaan. Dis 'n groeiende internetbediening, volledig gratis. Enige persoon kan dit gebruik. Ek is wel afhanklik van donateurs. Ek kan nie dit op my eie doen nie. Ek het nodig dat mense dit ondersteun met hulle vrygewigheid, want dit is die enigste manier hoe dit kan uitbrei. Tans is ek bevoorreg dat dit reeds in Duits en in Engels vertaal word en ook deur mense gelees word. Dit word na alle kontinente toe versprei. Maar daar's mense nodig om dit te kan help onderhou. As jy dit kan bekostig, net as jy dit kan bekostig, oorweeg asseblief om 'n donateur te word. Daarsonder kan ek dit nie doen nie. Indien nie, bied ek dit vir jou uit my hart as 'n geskenk aan.
Mag dit vir jou 'n besondere Paasfees wees en mag jy tussen Hosanna en Halleluja leer om fees te vier. Dood, waar is je grote macht, waar is je brief?